Baie welkom by nog 'n koffiekuier en ons maak vandag Handelinge 10 klaar, maar voordat ons uit die woord lees, kom ons bid net saam. Here, as ons so uit die skrif uit lees en so op die vroeë kerk se spore loop, wil U vir ons dit kom oopbreek en mag ons lesse daaruit leer, ook vir ons eie lewe en ook vir ons eie gemeente. Seën ons saam wees so oor die strome van die internet vandag. Amen. Ek lees graag vir ons uit Handelinge 10 van vers 34 af. Petrus se toespraak by Cornelius. En julle sal onthou dat ons verlede week het ek en Henry het ons saamgesels en dit is Petrus wat daai droom gehad het waar die doek gesak het en die Here vir hom gesê het hy moet eet en Petrus se karaktereienskap uitgekom het en hy gesê het maar hy wil nie van hierdie goed eet nie want dit is onrein en aan die ander kant dan waar hy Cornelius geroep word en sê maar gaan roep vir Petrus en kom saam. Petrus bly by die ander Cornelius, die leerloer en hoe hierdie perfekte samewerking van omstandighede kom sodat Petrus by Cornelius kan uitkom en met hom die evangelie kan deel. En ons gaan dan vandag stil staan by hierdie geleentheid waar Petrus by Cornelius eindig van vers 34 Handelinge 10. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenis dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin, na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur aan hom aan die kruis te hang, maar God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn, nie aan die hele volk nie, maar net aan ons wie God reeds gekies het, net om getuienis daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het, hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergewing van sondes deur sy naam ontvang. So Petrus begin dan hierdie gesprek wanneer hy praat met Cornelius wat in Caesarea gebly het. En dit is 'n interessante gedeelte want ons weet, as ons vroeër in Handelinge lees, dan sien ons dat Filippus na Caesarea toe gegaan het en ons lees later in hier by Handelinge 14 dat Filippus 'n huis gehad het in Caesarea. So mens wonder eintlik hoekom God juis vir Petrus gaan roep om met Cornelius in Caesarea te praat en hoekom hy nie net om die blok gaan en vir Filippus gaan haal om met Cornelius te praat nie. Maar ons sien dat hierdie ontmoeting tussen Petrus en Cornelius iets is wat Cornelius nodig het, maar definitief ook iets is wat Petrus nodig het om te verstaan hoe die evangelie van hier af gaan versprei. En hierdie gesprek begin dan hoe Petrus eintlik maar net agtergrondinligting gee om seker te maak Cornelius en al die vriende wat saam met hom daar is, verstaan presies en weet wie Jesus is. En daarom begin hy dan om vir hulle te sê wat gebeur het en N.T. Wright sê, dis nie 'n morele les oor gelykheid nie, dis 'n teologiese revolusie. Petrus besef God se plan was nog altyd groter as Israel alleen. En dis daai wisselwerking. Petrus vertel hierdie storie van sy Joodse Messias wat gebore is, maar wat die goed kom omkrap het, wat dit deurmekaar kom maak het en dat hierdie Joodse Messias dan ook geskuif het na mense wat nie Jode is nie, wat heidene is, soos ek en jy vandag sou bekend gestaan het in daardie wêreld. So, William Barclay kom sê vir ons, dit gaan nie oor die redding deur werke nie, maar deur die toeganklikheid van God se genade, sodat God mense insluit, want die Jode het tot op hierdie punt geglo, jy word gebore in hierdie groot geboorte reg in, en Jesus kom en hy kom verander
hierdie verhaal en presies oor hoe hulle daaroor gedink het. En dis iets wat Petrus in sy wese nodig gehad het, en ons sien dat Petrus en Paulus ook dan nou later hierdie boodskap na Jerusalem toe moet vat, en daar met die manne van die kerk moet gaan onderhandel, om te sê, maar daar op die sendingveld lyk dit anderste, en Jood en nie Jood is nou gelyk, en daar's iets wat gebeur in hierdie gesprekke. So die agtergrond van wie Jesus is, gebore, waar hy groot geword het, wat hy gedoen het, die wonderwerke wat hy gedoen het, die kruisiging en die opstanding, en dat mense hom gesien het. Interessant ook dat Petrus dan nou hier baie duidelik sê dat hulle saam met hom geëet het en aan hom gevat het. Want in hierdie tyd het daar reeds al 'n stuk gnostisie, mense wat in die gnostisie vasgehou het, ontstaan. Die gnostisie is die ouens wat die woordgesprekke gevoer het, die Grieke, wat gegaan het oor wie kan die woord die beste besig, en wie kan die slimste praat daaroor. Ons sien, ons lees daarvan in Kolossense, so in die gemeente in Kolosse was dit nogal baie een van die goed wat hulle uitgetrek het uit die gemeente uit, is hierdie gesprekke rondom kennis, en ons sien ook in die briewe van Johannes, 1, 2 en 3 Johannes, dat Johannes ook teen die gnostisie skryf, om hulle te waarsku. En die ouens van die gnostisie het, of aan die een kant gesê, hulle glo in Jesus se godheid, want die Grieke het geglo in al die gode wat met mense kon praat, maar hulle het gesukkel om te erken dat Jesus mens is, dat Jesus kon God en mens is, want hulle het gesê, maar hierdie godheid kan ons glo, maar dat God kan God en mens wees, maak vir hulle nie sin nie. So hulle het geglo, Jesus het dalk geloop, maar hy het nie spore getrap nie, of ons kon deur hom vat. En daarom sal ons sien, elke kort sien ons dat die ouens wat die evangelie skryf, die Nuwe Testament sê, maar ons het aan Jesus gevat, hy was nie 'n spook nie, hy was regtig gewees, en hier sien ons dan ook, dat Petrus ook net vir hulle sê, maar Jesus het regtig opgestaan, nie as 'n gees nie, nie as 'n spook nie, maar as 'n mens, en dat hy kon eet, en dat ons aan hom kon raak, en dan hierdie versekering ook vir mense gee. Maar kom ons maak die hoofstuk klaar, dan lees ons hier van vers 44 af. Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom, wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is, ook op mense wat nie Jode is. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle met water gedoop word? Toe het die beveel dat hulle in die naam van Jesus gedoop moet word, daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae by hulle te bly. So hier sien ons ook die verbasing van die Jode, dat hulle sê, okay, goed, hulle kan dalk verstaan en hulle kan dalk hoor van hierdie Joodse Messias, maar dat as die Heilige Gees ook op nie Jode uitgestort word, dat daar 'n reuse skuifpunt, 'n draaipunt kom in die vroeë kerk. En die raad sê, dit wys God wat nie wag nie vir kerkstrukture nie, hy bevestig self wie hy is. As God moes wag vir die kerk om skuwe te maak, dan was die kerk 10-1 nou nog in Jerusalem agter toe deure weggekruip. Want ons is as mense maar oor die algemeen bang. En ons deel nie noodwendig so maklik ons geloof nie. En hier word die Heilige Gees dan uitgestort en die Jode is geskok daaroor. Bruce Malina, die sosiale deskundige, sê vir ons, in hulle wêreld was dit ondenkbaar dat heidene dieselfde status as God se volk kon kry. En ek dink ons verstaan iets daarvan, ons wat leef in 'n wêreld wat verdeel word in klasse, in volke, in state, en hoe mense na mekaar kyk, en dis nie 'n Suid-Afrikaanse fenomeen nie, ons kry dit reg oor die wêreld, waar sekere volke anders te kyk na ander volke, sekere gelowe kyk na ander gelowe, en dat ons hier sien dat daai brug oorkom word, en God sê, maar my genade is vir almal daar, en dit maak dat hier 'n skuif kom, en ons sien dat van hier af die kerk dan baie vinnig uitbrei na die ander gelowe en ander omgewings, wat nie net die Joodse volk is nie. En dan sien ons dat hulle in tale praat, in die vroeë kerk 'n teken van die Heilige Gees,
Ons sien ook dan die teenproduksie daarvan in Korintiërs, 2 Korintiërs, waar Paulus kom sê dat ons hoef nie in tale te praat nie. Tale praat is nie 'n teken van die Heilige Gees nie, dat die tale praat maar net een van die gawes is van die Heilige Gees, en dat daar verskillende gawes is, en dat God hierdie gawes uitdeel, soos hy wil, wanneer hy wil, en dat daar ander tekens is ook van die Heilige Gees, wat nie praat in tale is nie. Maar hier in die begin, waar ons die Heilige Gees nog onbekend is, sien ons dat dit baie keer gebeur. Ons sien ook in Handelinge 2, wat ons al behandel het, dat wanneer die Heilige Gees uitgestort word, praat hulle ook, maar dan praat hulle mensentale, dat mense die verskillende tale verstaan, maar dit is nie die brabbeltaal van die Heilige Gees, wat 'n geskenk is om 'n verhouding tussen my en God te bou, anders as 'n taal wat ek en jy verstaan. So die taal van die Heilige Gees is 'n gawe van God, wat my verhouding met God versterk, maar dis nie iets wat ek noodwendig in die openbaar kan doen nie. Wanneer in die openbaar moet daar iemand wees wat dit uitlê. En dan sien ons die doop, en dan hier kan ons nou 'n klomp slaggate trap oor wat ons begin sê, maar moet ons groot doop, moet ons klein doop? Hier sien ons, hier word mense groot gedoop, en dan gaan ons in 'n groot moeilike redenasie in van, hoe verstaan ons hierdie dinge? Die doop is altyd 'n teken van 'n voortsetting van ons verhouding met God. Wanneer ons klein doop, dan tap ons in daai verhouding in van die verbond, wat sê, maar God staan in verhouding met mense, en wanneer ons kinders het, word daai kinders in daai verhouding ingenooi, en die doop is 'n voortsetting van daardie verhouding. Dieselfde wat die groot doop sê. Die groot doop sê, ek kom in die geloof in, en dis 'n voortsetting, so dis 'n wegspringplek. Maar ons genade uit God red ons verhouding met Christus, en die doop red ons nie. Die doop is maar 'n teken, dis 'n beginpunt. So die belydenisaflegging wat ons in die protestantse geloof het, en die gereformeerde kerke het, sê presies dieselfde as die groot doop. Ek het vir God gekies, en daarom kom antwoord hy my. So in die kerk waarin ek is, in die NG Kerk, sê ons dat ons nie mense herdoop nie. So wanneer ons doop as 'n babietjie, doop ons nie iemand weer groot nie, want dit sê, in die tradisie sê dit, God het reeds die belofte gegee. God hoef nie weer 'n belofte kom gee nie. Maar ons besef ook dat mense 'n behoefte het aan rituele, mense het 'n behoefte om te kom weer bevestig, en daarom laat mense partymal hulle herdoop. In ons tradisie glo ons dat dit nie iets is wat ons sal aanmoedig of noodwendig sal goed praat nie. Die nagmaal bevestig daai selfde, God kies my, ek kies vir God. Maar die doop is iets wat aan die rand is. Dis iets wat wat God vir ons gegee het as 'n geskenk, nie noodwendig iets waaroor ons hoef te beklei om mekaar uit die kerk uit te hou nie. Die doop is 'n teken van God, maar genade red ons, geloof red ons, nie wanneer ons gedoop word nie. Daarom lees ons nooit dat Jesus iemand gedoop het nie, want jy kan nou net dink, mense sou sê, maar ek is deur Jesus gedoop, jou doop is nie so goed soos my doop nie. Ons sien selfs dat Paulus sê, ek het nie gekom om mense te doop nie, maar ek het gekom om die evangelie te versprei. So die doop, 'n beginpunt van 'n voortsetting van 'n verhouding met God. En hier dan 'n wonderlike teken van mense, heidene, soos die antieke wêreld sê, mense wat nie Jode is nie, ingenooi word in die Christelike geloof, en die doop 'n teken van daardie voortsetting van daardie verhouding. Mag ons die genade ontvang om sag te wees met mekaar wanneer ons oor hierdie geloofsverskille praat, soos wat Petrus en Paulus en al die ander apostels moes leer om skuwe te maak in hulle denke oor wie God is, oor vir wie God gekom het. Hier sien ons hierdie groot draaipunt in die geloof van Jood na nie Jood, baie groter as ons klein gekibbel oor klein doop of groot doop. God se genade is baie groter as my en jou verstaan daarvan. Mag ons regtig die ruimte hê om mense in te nooi in God se genade en ons menslike verskille op die kant sit. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons hierdie mooi teks kan lees en iets van 'n bevestiging dat ek wat geen Joodse wortels het of bloedlyne het nie, weet dat ook in hierdie verhaal word ek as 'n nie-Jood ingesluit in u genade. Dankie Here dat u ook vir my as kind 'n belofte gegee dat ek ingesluit is in hierdie verhouding wat met u is. Maar dankie Here dat ons weet dat wanneer ons
praat oor redding en in 'n verhouding met U staan om 'n kinder te word, dan weet ons dit is 'n genade geskenk van U af en dat dit geskied op ons geloof en op die redding van Jesus Christus op die kruis en dat daardie doop 'n teken is, maar nie deel is van dit wat maak of ons U kinders is of nie. Amen.